Vriende, ek en jy het 'n nuwe dag uit die hand van die Here ontvang en ons loof en prys ons hemelse Vader vir die voorreg om kinders van hom te wees en hierdie dag uit sy hand te kan ontvang. Kom ons word vanmôre stil in die teenwoordigheid van die Here om na die Here se woord te luister en ons gaan vanmôre begin deur saam te lees uit Openbaring hoofstuk 4 vers 1 tot 6. Ons is besig met 'n reeks uit die boek Openbaring en baie dankie dat u vanmôre by ons inskakel. Ek is Dominee Adriaan Swart. Openbaring 4 vers 1 tot 6. Hierna het ek, Johannes, in die hemel 'n deur gesien wat oopgemaak is, en die stem soos die geluid van 'n trompet, wat ek die eerste keer met my hoor praat het gesê: Kom op hierheen, en ek sal vir jou wys wat hierna moet gebeur. Onmiddellik is ek deur die Gees meegevoer. Ek het gesien, daar staan 'n troon in die hemel, en op die troon sit daar iemand. Sy voorkoms was soos opaal en karniehool. Om die troon was daar 'n reënboog met die glans van smarag. Reg rondom die troon was daar 24 ander trone, en op die trone het daar 24 ouderlinge gesit. Hulle het wit klere aangetree, en op hulle koppe was daar goue krone. Daar het weerligstrale, dreunings en donderslae van die troon afgekom. Vlak voor die troon het 7 fakkels helder gebrand. Dit is die 7 geeste van God. Voor die troon was dit soos 'n spieelgladde see, helder soos kristal. Net tot sover uit die Here se woord. Broeder en suster, hier word die hemel vir die eerste keer aan Johannes geopenbaar. In hierdie hoofstuk sien ons hoe Johannes kom getuig dat hy 'n oop deur gesien het en dat die Heilige Gees hom geneem het na die hemel, na die troonsaal van God. Die eerste ding wat hy opgemerk het daar in die hemel, was dat daar 'n troon gestaan het. 'n Pragtige troon met verskillende edelgesteentes rondom die troon. Hierdie edelgesteentes beklemtoon dat God heilig en edel is. Hy is hoog verhewe en daar moet baie eerbied en respek vir hom wees. Op die troon het Johannes iemand gesien. Dit verwys na Jesus Christus. Hy sit op die troon, verhewe, oorwinnaar, die Seun van God, die regeerder oor die heelal. Hy is heilig en verhewe en alle lof en eer moet aan hom gebring word. Verder het Johannes rondom God se troon 24 ander trone gesien. En op elkeen van hierdie trone 24 ouderlinge. Dit dui op die 12 stamme van die Ou Testament en die 12 disippels van Jesus. En dit is simbolies vir die hele kerk, al God se kinders, sy hele verbondsvolk, almal wat in hom geglo het, sal saam met hom regeer in die hemel. Dit wat Johannes hier gesien het, dui daarop dat ons saam met God as sy kinders in die hemel sal regeer, op die trone met wit klere aan wat op oorwinning dui en goue krone op ons kop, wat na die oorwinning verwys. Verder het Johannes rondom die troon van God 'n reënboog gesien, maar daarmee saam ook weerligstrale en donderweer. En dit word gekoppel aan die belangrike gebeure in die hemel. Dit herinner ons ook aan die weerlig en die donderweer daar op die Sinaï berg, waar God sy wette aan sy volk oorhandig het. Die soort beelde kom herhaaldelik in die Ou Testament voor, broeder en suster. En die doel daarmee is om God se mag en majesteit uit te beeld, volgens Psalm 77. Verder het Johannes ook die 7 fakkels wat brand, voor die troon van God gesien. Dit dui alles op die Heilige Gees se teenwoordigheid ook in die hemel. Voor die troon van God
sê Johannes, was daar ook 'n spieelgladde, helder kristalsee. Iets baie kosbaar, wat ek glo elke kind van die Here graag sal wil sien. Broeder en suster, ons het vanmôre 'n klein kykie wat Johannes aan ons kom openbaar, van hoe dit in die hemel lyk. Dit wag op kinders van die Here, wat enduit bly volhard in hulle geloof. Want dit is hulle wat saam met God sal regeer en sal oorwin. Aan hulle sal die hemel gegee word, en 'n spesiale woonplek aan elkeen wat in hom glo, volgens Johannes hoofstuk 14. Ons gaan môre verder met Johannes se beskrywing van hierdie teks. Maar kom ons dank vanmôre die Here, dat ons sekerheid het oor 'n plek soos die hemel. En dat ek en jy, wat in Jesus Christus glo, kan uitsien om eendag by God in die hemel te wees. Die Here wil ons graag daar ontmoet. En die enigste manier hoe jy daar kan kom, is deur jou geloof in die drie-enige God. Maak seker, Jesus Christus is die koning van jou hart, en dat die drie-enige God deel van jou lewe is. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir hierdie nuwe dag, vir die heerlike voorreg om vanmôre stil te kan word in U teenwoordigheid. Dankie dat U deur Johannes aan ons die hemel kom openbaar het, en dat ons kan uitsien na 'n wonderlike plek waar ons in U teenwoordigheid kan wees. Ons loof U daarvoor, Here. Wil U ons, terwyl ons hier op aarde is, ook ryklik seën en versorg en gebruik in U diens. Laat ons ons genadetyd aan U toewy, en laat ons oog altyd op U gerig wees. In Jesus naam vra ons dit. Amen. Vriende, dankie, 'n mooi dag vir u.